Vriende, baie welkom by die tafel. Ons weet dat vanaand vir baie van julle die heel eerste keer is wat julle saam kuier en ons is baie opgewonde. Ons is opgewonde oor dit wat in julle groep gaan gebeur in hierdie volgende paar weke, oor vriendskappe wat gebou gaan word, koneksies wat gaan plaasvind en natuurlik ook groei wat gaan gebeur in elkeen van julle. En ons weet ook dat die eerste keer wat 'n mens saam met nuwe mense kuier, kan dit partykeer 'n bietjie styf voel. So voordat ons in vandag se sessie gaan inspring, kom ons breek 'n bietjie die ys. Kom ons vat 'n oomblik en ons begin op 'n ligter noot. So voordat ons aangaan, vat 'n oomblik en gesels 'n bietjie van 'n ete of 'n storie wat jy kan deel van iewers waar jy in jou lewe was, waar jy ongelooflik diep welkom gevoel het. Dalk het jy 'n storie van heeltemal die ander kant van die muntstuk. Iewers in jou lewe waar jy ongelooflik uit plek uit gevoel het. Maar kom ons vat so 'n paar minute en kom ons deel stories. En ons nou verder aangaan. Welkom terug. Ek glo dat julle lekker vir mekaar se stories kon gegiggel het en dat van julle stories dalk ook 'n bietjie ooreengestem het. Maar daai gevoel wat elkeen van julle nou beskryf het, of dit 'n gevoel was van behoort en of dit 'n gevoel was van uitsluiting. Dis 'n ongelooflike kragtige gevoel wat ek en jy baie keer ervaar. Lukas 19 vertel vir ons 'n storie van 'n man met die naam van Saggeus. Nou, Saggeus was 'n ryk jong man gewees. Hy was ongelooflik invloedryk gewees in die stad waar hy gebly het. Maar tog was hy uitgesluit. Hy was verwerp deur sy eie mense. En wanneer sy pad en Jesus se pad kruis, dan doen Jesus iets heeltemal onverwags. Jesus kom by die boom aan waar Saggeus opgeklim het om net vir Jesus te sien. En Jesus stop. En hy roep vir Saggeus op sy naam en hy sê vir Saggeus dat hy by Saggeus se huis moet oorbly daai aand. Op daai stadium was daar nog nie kans gewees vir enige regstelling om te gebeur oor die foute wat Saggeus vroeër in sy lewe gemaak het nie. Daar was nie bekering wat plaasgevind het nie. Daar was nog nie kans gewees vir Saggeus om in sy lewe 'n paar goed te begin verander nie. Maar die uitnodiging van Jesus af was klaar daar gewees. En ek dink dis deel van die sleutel vir my en jou. Partykeer wil ons eers voel dat ons iewers behoort, dat ons raak gesien word, voordat transformasie in ons lewens begin gebeur. Sien, Saggeus het nie verander om die uitnodiging te probeer verdien nie. Inteendeel, hy kon niks gedoen het om die uitnodiging van Jesus se kant af te verdien nie. Maar dis die uitnodiging wat Jesus maak, wat die verandering aan die gang sit. En die vraag vir my en jou is ons tafels, is dit 'n plek waar mense kan veilig voel? Is dit 'n plek waar mense kan voel, hulle word raak gesien? Is die gesprekke wat ek en jy by die werk, tussen ons vriende, met ons familie selfs partykeer het? Is dit plekke waar mense regtig voel dat hulle veilig daar kan wees, dat hulle self kan wees? So voordat ons verder met die sessie aangaan, kom ons vat weer 'n oomblik en gesels 'n bietjie saam. Hoekom dink jy is dit so belangrik vir my en jou om te voel ons behoort? En het jy al in jou lewe iewers verandering beleef omdat iemand jou eers aanvaar het? En wat dink jy laat 'n kerk regtig waar veilig voel? Meer as net vriendelik. Kom ons vat weer 'n paar minute en kom ons gesels lekker saam. Nou ek weet die gesprek was nou 'n bietjie dieper geweest, maar kom ons delf nog 'n bietjie dieper. Ek wonder partykeer, is dit moontlik om 'n oop stoel iewers by ons tafel te hê, maar nog steeds 'n toe hart?
Want jy sien wat gebeur is, ons kan mense groet, en ons kan glimlag, en ons kan vriendelik en beleefd wees, maar op dieselfde tyd hou ons mense emosioneel op 'n afstand. Romeine 15 vers 7 sê, aanvaar mekaar dan, net soos Christus julle aanvaar het. Die realiteit is, Jesus het my en jou nie eers aanvaar toe ons perfek was nie. Want as dit die kriteria was daar niemand wat goed genoeg sou gewees het nie. Daar sou niemand in verhouding met God kon staan nie. Maar Jesus kom en hy toon teen my en jou genade en liefde en aanvaarding, selfs in die tye toe ek en jy die meeste gebroke was. Selfs in die seerste deel van ons lewe. Selfs in die tye toe ek en jy regtig waar gevoel het, asof ons net verwerp was. En die waarheid is baie keer sukkel ons om die gevoel van behoort te skep, omdat ons baie keer vasgevang is in ons eie ervarings. Ervarings van verwerping uit die verlede uit vrees vir die ongemak wat dit dalk vir ons mag bring. En dalk selfs is ons gemaksones baie keer iets wat in ons pad staan. Ons raak so gewoond aan net dieselfde mense wat ons weer en weer saam wil kuier. Maar Jesus het baie doelbewus oor hierdie sosiale grense beweeg. En hier is 'n eerlike gedagte. Sien die meeste mense wat die kerk verlaat nie die kerk as gevolg van swak teologie nie. Mense verlaat nie die kerk omdat die worship span nie volgens hulle op standaard was nie. Mense verlaat nie die kerk omdat die pastoor dalk die Sondag 'n flou grappie vertel het nie. Meeste van die kere wat mense die kerk verlaat, is dit eenvoudiglik net omdat hulle gevoel het dat hulle nie gesien was nie. Sien behoort, of die gevoel van ek behoort hier, is nie iets wat per ongeluk gebeur nie. Dis iets wat doelbewus plaasvind. En elke klein groep is eintlik 'n tafel. Dis 'n plek waar ons vir die wêreld om ons kos kan gee. Dis 'n plek waar ons voeding kry om in die wêreld ons missie, ons doel te gaan uitleef. Om Christus se lig te gaan uitleef. Maar daar's ook 'n gevoel wat rondom elkeen van ons tafels heers. En ek wonder, dalk moet ons onsself net vir 'n oomblik die vraag afvra, maar die mense wat om jou tafel sit, by die werk, by die huis, tussen jou vriende, voel die mense om daai tafel regtig waar veilig? Voel daai mense hulle word raak gesien? En dalk moet ons ook die vraag vra, maar om daai selfde tafels, wie is daar wat dalk heeltemal onsigbaar voel? En vir die laaste besprekingsdeel waarmee ons ook vandag se sessie gaan afsluit, is daar 'n paar vrae. Sien, dalk is daar iemand wat jy in jou lewe al vir maande lank raak sien, maar jy het nooit regtig die persoon leer ken nie. En dalk is daar 'n spesifieke tipe persoon wat jy dalk vermy, of dit opsetlik of nie opsetlik is nie. En dalk, wat is die praktiese manier waarop julle groep, vir die mense wat nou saam met jou sit en na hierdie sessie kyk, wat kan julle in hierdie volgende paar weke doen om vir mekaar daai ervaring van ons behoort hier vir mekaar te kan skep? En ek wil julle vra, wees spesifiek. Want wat nou gedeel gaan word, is nie net idees nie, dis eintlik besluite wat ons saam met ons gaan dra vir die volgende paar weke. En na die gesprekke, wanneer julle reg is, wil ek julle vra om oor te gaan in 'n tyd van gebed. Bid dalk vir genesing van vorige verwerpings wat ek en jy nooit regtig verwerk het nie. Bid vir oë om die ongesiene mense in ons lewens raak te sien. En bid dat julle groep regtig waar 'n plek sal wees van behoort. En voordat julle afsluit, vra dalk elke persoon in julle groep om te sê, wie is daar met wie hulle doelbewus gaan kontak maak in hierdie week.
En onthou, die wêreld is vol mense wat alleen sit. Mense wat alleen aan hulle tafel sit. Maar Jesus het nie net vir die skare gepreek nie. Hy het by tafels gesit, eet is gedeel, lewe gedeel, by tafels bedien en stories vertel. By tafels was 'n groot deel van sy bediening wat eintlik gebeur het. So kom ons gaan bou tafels waar mense gesien kan word, waar mense geken kan word, en waar mense regtig waar kan voel hulle word aanvaar. Vriende, geniet julle gesprek, en geniet julle dag ook verder.